dank U, Vader, ons hier kan almal wees vandag, Here, as 'n groot gesin, Here. U sê, daar waar meer as een vergader, daar sal U ook teenwoordig wees, Here. Jesus, ek vra asseblief, help dit almal vandag wie hier kan wees, Here, 'n seën sal ontvang, Here. Gaan ook met die wat nie hier kan wees vandag, Here, wat in hospitale is, wat graag hier wil wees, maar wat nie hier kan wees, Here. Jesus, ek vra asseblief, help dit vandag 'n seën sal wees, en dat dit glad sal verloop, Here, so ook met die klank, en die akens, Here, en help dit, dankie dat vandag ons by U huis kan wees, Here, en 'n seën ontvang, Here. In Jesus naam, amen. Goeiemôre aan elkeen van u vanoggend. Ek het bietjie baie lanklaas hier gestaan, so verskoon maar vanoggend. Besoekers, gereelde lidmate, voel tuis vandag in die huis van die Here. My vraag vanoggend is, Here, draai U rug op ons. Baie mense voel met tye asof die Here ver is, en daar is verskeie redes hoekom ons so voel en wat die gevoel meebring. Moeilike omstandighede, pyn, onbeantwoorde gebede, skuldgevoel, sonde, emosionele uitputting, depressie. Twyfel en vra, waar is God nou in hierdie situasie? In my eie gesin en familie, die afgelope paar jaar, was daar ook vrae van Here, hoor U nie ons smeekgebede nie, waar is U? My man het skielik sy werk in September 2022 verloor, 'n wrede nadraai van COVID. Woensdag, die 10de Oktober 2022, is ek deur 'n wildvreemde vrou gevra of ek haar dogtertjie wil hê. 'n pragtige, onskuldige, blou oogdogtertjie van 17 maande, net wil hê, saam met baie trauma, bloedlyne wat ons nie ken nie, is elke dag, Here, waar is U? En dan 'n sagte herinnering dat gebede ons gesin dra. My pa is 1 November 2024 oorlede, na 2 jaar se erge lyding aan 'n rare breinsiekte. Sabbaatoggend, die 1 November 2025, is ek wakker gebel met my ma se woorde. My kind, Marionaitjie was in 'n ongeluk. Nee, Moeks, is sy okay? Nee, my kind, sy is oorlede. My sussie se pragtige 22-jarige dogter, altyd vol lag en sonskyn, is net weg. Here, het U rug op ons gedraai? Hoekom antwoord U nie ons smeekgebede nie? Ek wil graag vir Tivan vra, of vir ons die getuienis te vertel van Jaco Kriel, die wat van Nastasha en Albert ken op Facebook. Nou ja, Jaco Kriel is Nastasha se man, 'n voormalige Springbok speler en Lions rugby speler. So, hy het nou die almal dink dat hy perfekte lewe gehad het, hy het vir die Leeu's gespeel, hy het vir die Springbokke naderhand gespeel, maar sy lewensverhaal is eintlik maar, niemand sal dink dis eintlik maar hoe lewe gegaan het nie. So hy wou altyd rugby gespeel het en coach het altyd vir hom gesê, hy is te klein, en sy pa het altyd vir hom gesê, my seun, speel jou hart uit, jy sal daar kom. En so sy ma en sy pa het baie beklei, en hy is toe in skool, en sy ma kom toe skool toe en sê vir hom, my seun kry jou tas, ons trek. Hy is al te bly, hulle gaan, dink is Magai toe, en hy kom uit, en hy sien maar dis net hy en sy ma, en hulle gaan toe, en na so 'n week kom sy ma agter dat dit nie vir haar is nie, en hulle trek toe terug. Maar die rede, die ma is 'n wonderlike ma gewees, maar hulle storie was, die ma het 'n dubbelprobleem gehad, en so sy slaapplek was 'n casino van 9 tot 2 in die aand. In die begin was dit lekker, hy kon speel, hy kon koekies kry en alles, maar na ruk was dit net sy slaapplek. Die een aand toe besluit hy, as 'n 9-jarige, hy gaan vir sy ma sê nee, hy gaan nie saam met haar gaan nie. Daardie aand is die linkerkant van die kar afgeskryf,
En as hy in daai kar was hy dood. Sy ma is toe met breinskade gediagnoseer en daarvoor het sy, gaan nou maar sê mood swings en hulle is onvoorspelbaar. Die ene oggend word hulle wakker met 'n wonderlike liefdevolle ma, die volgende oggend is dit 'n kwaai, ons weet nie wie die vrou is nie, maar en dis toe die rede hoekom die ma en die pa ook so baie gestry meklei het. Na hulle teruggekom het van Margate af en dis toe weer Kersfeestyd, toe sy vriend daar so en sy ma hulle beklei die hele tyd. Hy en sy vriend speel so lekker games, hy die games genoem, maar ek kan nie onthou nie. En hy en sy vriend speel so lekker, hulle sit met die klank harder soos wat die ouers harder stry. Naderhand is dit verby en dit is 2:00 die oggend en daar was fireworks en al sulke goeders en hulle hoor sy ma sê vir hom, ek is lief vir jou my seun. En ma gaan in die kamer in en sy skiet haarself. Hy en sy vriend joke nog so ewe, ja, dis bietjie laat vir 'n firecracker. Daai volgende oggend sê sy pa vir hom, jou ma is oorlede. So gaan hulle aan, hy en sy boetie en sy sussie, gaan hulle aan met lewe. Hulle is kwaad, hulle het gevoelens binne hulle. So gaan hulle aan met hulle lewens. Die seun is toe weer terug in die skool, ek dink is so graad 11 se kant, en die pa kom haal hom, en hy sê vir hom, en die pa se trane, pa haal hom uit, en hy sê, my seun, jou broer het homself geskiet. En ja, Kokriel hy's kwaad vir die Here, hy weet nie wat om te doen nie, hy sit klomp gevoelens, en hy gaan aan. En so ruk later, sê sy pa weer vir hom, en sy pa kom al hom weer by sy skool, en maar sy pa huil, en hy snot in trane. En nou sy sussie het getrou met 'n boer, en hulle het 2 kinders, en pa kom uit en sê vir hom, jou suster en haar 2 kindertjies is dood in 'n karongeluk die oggend. En hy weet nie wat om te doen nie. En so kom sy vakansie en hy gaan na sy ouma toe in Margate. Hy sit daar by die see en hy koop vir hom so 'n paar drankies en hy is nou so 'n bietjie nie meer met homself nie en hy besluit toe, maar as sy broer dit kon doen, of kan hy dit nie doen nie. En hulle het daai, ek dink is 'n leesstuk van Ingrid Jonker gelees en hy sê hy gaan in die see instap. En hy stap in en hy sê die Here het 'n sin vir humor. Soos hy instap, sla die branders hom terug en soos hy probeer instap, sla die Here hom terug. Naderhand sy moeg gesukkel, hy is nou klaar met die, hy gaan terug. En hy het toe naderhand het hy ingekom by die leeu's en hy speel toe vir hulle en hy is toe in 'n locker room en sy stiefma bel hom en sê vir hom, my seun, jou pa is in die hospitaal, kom gou. En hy gaan en sy pa laat al die toetse op hom doen en nie op die pa nie, want die pa sê hy is fine. En naderhand so 'n paar maand later is sy pa die hospitaal uit. So hele ruk later is hy weer in die lokker en coach is daar, hele span is daar en hulle besluit toe, hulle gaan nou oefen als goeters en stiefma bel hom en sê, jou pa is op pad uit, kom gou. En hy is nog nie eens by sy kar nie, toe bel die dokter om en sê vir hom, jou pa is oorlede. Maar sy pa het ook altyd vir hom gesê, want hy het 'n les geleer wat hy na 'n partytjie toe was. Sy pa het vir hom gesê, gaan jy na die tyd of voor die tyd oefen? En hy het gesê vir sy pa, na die tyd. Hy het vir ons daai dag gesê, toe hy terugkom van die partytjie af, toe sê hy, maar hy wil nie soos enige 9-jarige, hy en a, en hy gaan toe en hy sê, hy weet nie of hy die 6 hou wat sy pa hom gegee het of die speech nie, maar daarna het sy pa vir hom gesê, moet nooit opgee nie, as jy ding begin, maak het klaar. En so het hy aangegaan, ten spyte van sy hele familie verloor, het hy aangegaan met sy lewe. Hy sê, hy het die beautifulste vrou gekry, en hy het naderhand vir die Springbokke gespeel, en hy sê vir ons, as dit nie vir die Here was, wat hom daai aand by die see teruggestamp het nie, het hy nie hierdie amazing vrou gehad nie, hy het nie 'n werk gehad nie, so ja.
Nou Jaco Kriel kon ook gesê het, Here, het U U rug op my gedraai, maar nee. Hy weet en sy lewe spreek daaruit dat hy nes Dawid ook deur diep waters gegaan het. Nou Dawid het ook tye gehad waar hy gevoel het die Here is ver van hom af. Maak 'n nota aan gaan lees Psalm 22. Hierdie Psalm begin met die bekende pynlike vraag: my God, waarom het U my verlaat? Waarom is U so ver van my om my te red? Ver van die woorde van my gekerm. Dawid roep dag en nag, maar ervaar geen verligting. En hy kry geen antwoord nie. Psalm 13. Hoe lank, Here? Het U my vergeet? Het U U gesig van my weggedraai? Ten spyte van hierdie diep gevoel van afstand, anker Dawid homself in die waarheid van God se karakter en skuif uiteindelik na 'n houding van lofprysing. God sal jou nooit sy aangesig van ons wegdraai wanneer ons hom nodig het nie. Tyd spandeer in die psalms leer ons om dapper geloof te hê, om op God te vertrou en om vrede vir seer siele te vind. Dit wys ook 'n barmhartige en liefdevolle God wat ons toelaat om na hom toe te kom met ons lof, dankbaarheid, hartseer, spyt en vrese. Sommige van hierdie liedere is lofliedere oor wie God is en wat hy gedoen het, terwyl ander klaagliedere is. Uitdrukkings van diepe hartseer, lyding en droefheid. Ons sien ook hoe God met 'n genadige hand reageer op klaagliedere deur te beskerm, te lei en te vertroos. Die ware verhaal word vertel van 'n 7-jarige dogtertjie en haar pa van Brakrivier wat in die see gaan swem het. Na 'n ruk het die pa agtergekom, hierdie see raak baie onstuimig en hulle is in die moeilikheid. En hy sê vir haar, Maria, ek beloof jou, ek kom terug. Dra op jou ruggie en dryf. Dis wat pappa vir jou sê. Hy het uitgeswem en hy het gevra om vir mense te kom help. 'n Soekgeselskap het vir 4 ure na hierdie dogtertjie, na Maria gesoek. Baie honderde mense het op die strand gewag om te hoor of hulle hierdie dogtertjie gekry het. Na 4 ure het juigende krete en trane van blydskap en verligting die reddingsspan, die mense, die dogtertjie en haar pa verwelkom. Hulle vra vir die dogtertjie wat so kalm is, hoe kry sy dit reg? Sy antwoord hulle, Papa het gesê, ek moet op my rug dryf en hy beloof, hy sal my kom kry. Ekskuus. Ek het net gedryf en geweet hy sal my kom kry. So is die belofte, ekskuus, hierdie lê so na my hart vanoggend. So is die belofte van die Here aan ons ook, soos die dogter haar pappa geglo en vertrou het. Moet ons ook op die Here vertrou, want hy beloof ons. Vertrou op my beloftes is waar. Ekskuus, my verhaal is vanoggend baie lank en ek moet net gou 'n bietjie kort knip hier vanoggend. Geloof verander nie altyd die situasie nie, maar dit verander jou hart binne in die situasie. En dit is waar ware vrede begin. Ek wil net gou terug. Ek het vir elkeen vanoggend het Lanay vir ons vir elkeen so 'n boekmerkie uitgedeel en ek wil graag hê jy moet dit op jou hart skryf vanoggend. God sal jou nooit verlaat nie. Hy sal jou nooit in die steek laat nie. Hebreërs 13 vers 5. Ek wil graag vir u 'n getuienis lees. En ekskuus vir die lees vanoggend, maar ek wil niks uitlaat nie. Ek het eers gedink ek gaan stukkies vat van hierdie mense se getuienis, maar ek kan nie. Elna en Jan Doge van ons Advent Haven gemeente in Heidelberg het die volgende getuienis gelewer. Jan en Elna Doge het beplan om op hulle plaas buite Heidelberg in Gauteng af te tree. Hulle plaas was goed beveilig en hulle het nooit gedink dat alles in een nag sou verander nie. Hulle is op 29 Oktober 2025 deur 5 booswigte in hulle huis oorval, aangerand en Jan is in sy nek geskiet. Maar, danksy die Here, wat hulle beskerm het, kan hulle nou aan ander mense hulle wonderlike getuienis bring. Die egpaar het die Advent Haven aftreeoord besoek, waar hulle ook deel van die gemeente is.
om hulle verhaal van 'n nagmerrie na 'n getuienis te gee. Elna was eerste aan die beurt. Hulle getuienis is so aangrypend dat die Heidelberg Times dit bykans woord vir woord gaan probeer weergee. Elna se getuienis se woorde: die nag van duisternis en beproewing gedoop. Dit was 'n baie traumatiese ervaring. Hierdie gebeure is nie uniek aan ons land nie. Dit was ongeveer 8:30 toe die honde vreeslik te kere gegaan het. Ek het hulle in die binnehof toegemaak. Ek het geweet hulle sou nie daar wou slaap nie en het later weer gegaan om vir hulle oop te maak. Die oomblik toe ek die deur oopmaak, toe is die 5 mans op my. Dit voel asof jy in 'n rolprent vasgevang is. Alles voel so onwerklik. Hoe is dit moontlik? En alles gebeur so vinnig. Hoe het hulle deur die heining gekom? Dis absoluut onmoontlik. Ek hoor net Jan word geskiet en die dowwe gelei toe hy in die gang val. My lewensmaat van 51 jaar is raak geskiet. Vrees het my oorval. Ek word met woede en geweld deur die staaldeur vasgestamp. My kop is met die geweer geslaan en ek sien net hoe die bloed spat. En dan word my klere van my lyf gestroop. In my gedagtes kom Romeine 8 vers 35 en 36 op. Kan enigiets ons ooit van Christus se liefde skei? Sal dinge soos lyding of benoudheid of vervolging, honger of koue of gevaar of doodsdreiging dit regkry? Selfs die skrif verklaar tog, om u ontwil bereid die dood ons die lewe dag en word ons as slagskape beskou. Ek voel hopeloos, soos 'n slagskaap. Ons hele huis word deursoek vir geld en wapens. Ek bid tot God om ons te verlos, want dit kan tog nie wees nie. Dit kan nie sy wil wees nie. My gedagtes het vir 'n sekonde teruggegaan na die tyd toe Jesus se kleed ook onderverdeeld is. Ek was behoorlik stom voor die 5 aanvallers. Pyn het ek nie gevoel nie. Snaaks genoeg, ek was ook nie bang vir die dood nie. Ek bid tot God dat ek nie so sal wil sterf nie. Met my en Jan se boekevat vanoggend lees ek vir ons Psalm 26 vers 9. Ruk my siel nie weg saam met die sondaars en my lewe saam met die manne van bloed nie. Ek wil nie aan hierdie manne se hande sterf nie. Ek wil liewer dat die Here my wegvat. Maar nie deur hierdie mense nie. Dit het net vir my verskriklik gevoel. Want dit is nie die Here nie. Dit is boosheid wat hier ingekom het. In ons slaapkamer het ek kliphard gebid. Een van die aanvallers dryf die spot met my. Toe bid ek soos Elia dat hulle oë geopen sal word en hulle die heilige engele sal sien, sodat hulle verskrik sal word en vrees vervul sal word, volgens 2 Konings 6 vers 17. Ons het albei telkens ons bewussyn verloor. Dan hoor ek die hond saggies grom en jank in die kamer. Ek was vasgebind en kon nie beweeg nie. Jan roep na my. Wat 'n wonderwerk. Hy leef. Met 'n groot gesukkel kom hy tot in die slaapkamer en sny my met 'n ou knipmes wat in sy bedkassie was los. Jan kon daarin slaag om met moeite by my uit te kom en ek sien hy is vol bloed. Ek besef ek moet dringend hulp kry. Ek sê vir hom, wag nou net hier. Ek spring in die Toyota bakkie want die aanvallers het die ander bakkie gevat. Ek jaag na een van ons werkers en dadelik na ander huise terwyl ek aanhoudend die toeter blaas. Toe gebeur die wonderwerke, een na die ander. Ons lewens is gespaar en die Here stuur sy menslike engele om ons te kom bystaan. Die mense kom van oral om ons te hulp te snel. Die bure, Heidelberg volunteers, medics en first responders. Die ambulans en die polisie daag met spoed op en dit is nie die hand van die Here. Al die lof en eer kom die Here toe. Dat ons gespaar is 'n wonderwerk, want een van die aanvallers het nog teruggekom en my in my keel beet gekry. Hy het my gewurg en ewe skielik het hy net gelos. As ek eendag in die hemel is, sal ek graag wil weet wat die Here daardie nag laat gebeur het, hy my net gelos het. Want ek kon sien, hy was van plan om my dood te maak.
Hier kom die menslike faktor nou in. Ons dank die Here, ons loof en ons prys hom vir ons lewens wat hy gespaar het. Ons kinders kom van oral om ons te ondersteun. Nou kom die vraag. Wat het ek verkeerd gedoen? Hoekom het hulle ons so maklik oorval? Ek voel soos 'n weeskind, Here. Het U my in my ouderdom vergeet? Ek voel so verlate en so verstoot. Ons huis was nog altyd 'n plek van gebed. Gemeentelede het hier bymekaar gekom en ons het die Gees van God afgebid. Almal was welkom en 'n hegte band van liefde en samehorigheid is gesmee. Jan sê toe vir my, jy moet nie so baie vra nie, jy moet Job gaan lees. Die Here se denke is nie ons sin nie, en jy sal wel jou antwoorde kry. Jy moet net rustig raak. Klink soos my man. En daarmee hierdie pragtige gedeelte in Klaagliedere 3 vers 22. Die goedendierende Here van die Here is eindloos. Sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Nou, wat wil die Here regtig vir my leer? Ek het 'n mooi stukkie gehoor wat predikant geskryf het. Jy weet, Job het deur sulke moeilike omstandighede gegaan en Jona was in die maag van die vis. Paulus het skipbreek gelei. Hoeveel keer was hy nie geslaan vir dood agtergelaat nie? Maar die Here het hulle daardeur gestuur en hy het 'n doel met alles. Ek het die Here gevra, wat moet ek hierdeur leer? Wat het ek nagelaat om te doen? Toe die honde so vreeslik geblaf het, moes ek opgespring het en gaan kyk het nie. Ek moes die Here gevra het, hoekom blaf die honde? Ek moes na Jan geluister het. En ek moes nie uitgegaan het in die donker nie. Ek moet nie toelaat dat die aardse spanning en bekommernisse ons visie weghou van die Here af nie. Ons moet die dinge bedink wat daarbo is. Ons moet vrede nastreef. Ek glo die Here het 'n plan om ons lewens. Nie volgens wat ons dink en beplan nie, maar volgens sy wil en wee. Die mens wik en weeg, maar God beskik. Die gebeure wat wêreldwyd opgedra is aan my en Jan, alles deel van God se plan. Hoe klein en nietig voel ek nie, as hierdie negatiewe ondervinding meer mense na God toe trek, dan kan ek op hom net loof en prys. Hierna was Jan se beurt en hy het sy praatjie, lyding maak nie altyd sin, gedoop. Dis moeilik om te luister as jy hoor hoe jou vrou alles ervaar het. Ek wil meer aandag gee hoe ek die lyding verwerk het saam met die Here. Dit het myself asook die mense om my se karakter sterker gemaak. Ek was besig om TV af te sit, terwyl Elna die skottelgoed gaan was het en die honde gaan omsien het. Het was 9:15. Toe hoor ek Elna roep benoud na my. Na haar stemtoon het ek besef, daar is groot moeilikheid. Dinge het vinnig gebeur. Ek loop, ek kruk. Die Here ken my posisie. Voor ek by die gang af is na die kombuis toe, was 3 gewapende mans op my afgestorm. Ek was slegs gewapen met my kruk. Ek moes vinnig dink. Die Here het reeds op daardie stadium ingegryp. Hy het geweet wat my posisie is, waarin ek myself bevind, sonder dat ek self daarvan bewus was. Ek dink aan 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Jesus Christus in julle. Wees in alles dankbaar, al is jou posisie wat. Ek het instinktief die naaste indringer, dis nou die leier, so hard as wat ek kon met die kruk se onderkant op sy neus gestamp. Hy het links gestuier en die sneller getrek. Ek is toe in die nek getref. Die slaankrag van die koel was so hard dat ek, soos 'n 80 kg mieliesak, bewusteloos neergesak het. Ek weet nie hoe lank dit was nie, maar dit was nie baie lank nie. Na 'n tyd het ek Elna onder dwang hoor verbyloop na my kantoor toe, saam met 2 van die indringers, waar sy hulle beskuldig het dat hulle my doodgeskiet het. So ek het daar gelê en bloei en Elna het gedink ek is dood. En hulle het vir haar gesê, nee, ek is net in die arm gewond, dit is nie ernstig nie. Terwyl ek daar gelê het, het ek begin bid.
Hier is die raamwerk wat ek gebid het. Jan het hier baie emosioneel geraak. Here, vergewe my sondes en selfs die wat ek nie van weet nie. My begeerte is om U te dien. Ons huis is altyd oop vir U. Bewaar ons as dit U wil is. En ek was glad nie bang nie. Ek het gevoel die Here was by ons. Ek ken my liggaam, ek is broos en swak. Dit het my gepla dat ek nie iets kon doen nie en net daar gelê het. Hulle het gedink ek is dood. Here, daar is niemand wat my kan help nie. Net 'n wonderwerk kan ons uit hierdie situasie uitkry. Dit is wat ek aanhoudend gebid het. Versterk ons deur U genade en spaar ons albei. Ek het Elna net 1 keer hoor praat. Ek het haar daarna nie weer gehoor nie. Na ongeveer 2 ure het ek gehoor hulle is paniekerig op die selfoon. Ek het soveel keer my bewussyn verloor, dat ek nie kan onthou hoeveel keer nie. Hulle het my heeltyd bewaak en geskop, om te sien of ek nog lewe. Toe sak daar skielik doodse stilte in die huis toe. Ek roep na Elna, en sy antwoord my. Dit was die mooiste klank, wat ek nog ooit gehoor het. 'n Huwelik is kosbaar. Filippense 4 vers 19. En my God, sal ek elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Jesus Christus. Dit het my ongeveer 1 uur geneem om by Elna uit te kom, haar los te sny en te bevry. Ek kon nie opkom nie. My kruk was weg. Ek het in bloed gegly. Ek was verheug toe ek uiteindelik by haar kon uitkom. Ons het nog steeds leiding nodig om hierdie leiding te verwerk. Psalm 32 vers 8 sê, ek wil jou in onreg leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee. My oog sal op jou wees. Die aanpassing om weer 'n normale lewe te lei en weer die daaglikse take aan te pak, was baie moeilik. Alles in ons lewe het verander, al die beplanning. Alles wat ons gedink het nou verander. Besluite wat ons nou moes neem, ons moet ons ouderdom in ag neem en besluit om nie meer te gaan oornag op die plaas nie. Ons is te oud. Ons is 'n teiken. Ons moes ook besluit of ons die plaas wil verkoop of verhuur. Wat gaan ons doen met die vee? Back and close is nog steeds 'n faktor. Dit was 'n baie moeilike besluit. Veediefstal word al 'n groter risiko. Sekuriteit moet op alle fronte op die plaas verskerp word. Ons het nooit daarin getwyfel dat God in beheer was nie. Die kruis was ons antwoord. Leiding maak nie altyd sin nie, maar dit kry teenwoordigheid. En daardie teenwoordigheid is Jesus Christus. Spreuke 1 vers 5 sê, die wyse luister en neem kennis, en die verstandige verwerf leiding. Met ander woorde, die wyse mense bly 'n student. Sommige lewenslesse kom deur trane, deur foute, verlies en seer. As ons eerlik is dit gewoonlik daar waar ons die meeste leer. Nie in die gemak nie. Wanneer jy self nie meer antwoorde het nie, die gevaar is net, ons wil ophou leer. Ons raak hardkoppig, ons dink ons weet alles. Ons wil nie weer die ongemak van groei deurmaak nie. 'n Hart wat ophou leer, begin stadig verhard. 'n Hart wat leer, bly sag, lewendig en nederig. Selfs Jesus Christus het gehoorsaam geleer in wat hy gelei het. Dit is belangrik. As Jesus geweet het dat hy moet leer, hoeveel te meer moet ons nie leer nie. So miskien is die vraag nie hoekom dit met my en Elna gebeur het nie, maar eerder, Here, wat kan ek hierdeur leer? Elke dag bring 'n les. Party maklik, ander duur, maar altyd waardevol. Moet nooit ophou leer nie. Hou aan luister, groei. Dit is die uitdaging. Wyse mense is nie die een wat alles weet nie, maar die een wat weet dat hy nog baie het om te leer. Die Heilige Gees wys vir my oor vergifnis en om my vyande ook lief te hê. 1 Job 4 vers 21. En hierdie gebod het ons dat hy, wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Die Here het my en Elna se gebede aangeneem en die wonderwerke het gebeur. Dr. François Nieuwenhout in die noodgeval het vir my gesê, jy weet nie hoe gelukkig jy is, dat jy vandag nog leef. So wat moet ek doen? Ek moet die gebod nakom. Ek moet.
Om dit te kan bereik, het ek my eie motivering in Jesaja 60 vers 22. Ekskuus vir die Engels, maar ek gaan dit lees. I am God. At the right time, I will make it happen. I am God. At the right time, I will make it happen. Ek sukkel nog 'n bietjie met dit. Ek is ook maar net mens en ek vra die Here om my te help. Alle eer en heerlikheid aan die Here, ons God wat ons so getrou behoed en bewaar het. Die wonderlike mense wat ons so vinnig kom help het, my 4 dogters en hulle mans vir al hulle bystand. My gebed is dat u altyd moet onthou, God is goed en getrou. Die lesse wat ons geleer het, was hard en moeilik, maar Christus het die swaarste les geleer. Hy het vir ons gesterwe, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Ons sien uit na die hiernamaal saam met Christus, waar geen sonde of pyn nie, net liefde. Dankie Jan en Elna vir julle ingrypende getuienis en dat julle gekies het om aan God se woord gehoorsaam te wees. En besef het dat hy soos in Psalm 23 saam met ons deur die dal van doodskaduwee sal loop. Geseënde week vir elkeen van u. Mag u elke dag onthou, God sal u nooit sy gesig van u wegdraai nie. Nie wanneer u hom nodig het nie. Die wat nie vanoggend so boekmerkie gekry het nie, maak by my of by Lanaya draai ons of hy Gera is nog oor. Hebreërs 13 vers 5 sê, nooit sal ek jou verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Hierdie belofte is nie net woorde op 'n bladsy nie. Dit is die hartklop van ons hemelse Vader. Dit is sy versekering, dat maak nie saak hoe ver ons van hom afvoel nie. Hy is altyd naby. Wanneer die nagte lank is en vol trane is hy daar en hou hy ons naby. Wanneer ons harte stikkend is en ons nie die krag kan vind om nog 'n tree te gee nie, is hy daar en hy dra ons. God sal jou nooit begewe of jou nooit verlaat nie. Hy is jou Vader en sy liefde vir jou is onmeetbaar, bo wat woorde kan vasmaak. Kom ons sluit die oë. Ons hemelse Vader, Here, dankie dat ons op u beloftes kan vas staan, Here. Dankie dat u altyd daar is vir ons, of voel dit baie keer so ver. Here, kom bly in ons harte, help ons om ander mense te dra en na u te lei. Here, seën die geld wat ingekom het, Here, vermeerder dit en stuur dit na die plekke waar dit so nodig is. Here, dankie dat u ons God, Vader en vriend is, en dankie dat u ons nooit sal verlaat, en ons nooit in die steek sal laat, en dat ons belofte en op ons hart sal skryf. Dankie, Here. Sien asseblief die verrigting ook verder, Here, in hierdie dag. Ons vra dit in u naam wil alleen. Amen.